kan vanoggend die woord van die Here blaai daar na die wysheidsliteratuur wat ons kry in die Psalms. Ons kan blaai na Psalm 146 toe. Nou die Psalm 146 tot en met Psalm 150 kan ons sê is die lofpsalms. En die rede hoekom hierdie 5 psalms so aan die einde van die psalmboek geskryf is as 'n mens die psalms goed ken, sal 'n mens weet dat dit baie keer die slegte omstandighede van die volk beskryf, of Dawid wat in 'n bitter, moeilike of onsmaaklike posisie homself bevind. Hy moet weer eens weghardloop want iemand wil hom om die lewe bring en dis sy eie seun die kant en dit is 'n klomp goedjies en dan eindig die boek van die psalms met hierdie oproep om die Here te loof. Dis asof die psalmdigter sê ten spyte van. Ja, julle het nou al hierdie dinge gelees en julle is nou deur al hierdie dinge getref, maar ten spyte van dit, daar is soveel rede om die Here te loof en die Here te prys en sy naam groot te maak en aan hom vas te klou met alles wat jy is en alles wie jy is. En waarom dan hierdie 5 hoofstukke in die psalmboek is eintlik soos 'n slot wat saamgevat word deur om te sê dat voor julle nou bang raak vir alles wat ek gesê het, moenie vergeet wie God is, wat hy is nie, en dit kry ons veral ook hier in Psalm 146. Nou, Psalm 146 en ek vir ons die hele gedeelte lees. Jy weet dat die tema van vandag se prediking is, God was, is en sal getrou bly. God was, is en sal getrou bly. Mag elkeen van ons deur die Gees gelei word dat ons dit in ons eie lewens sal kan toepas. Met die wete in ons eie lewens het ons ook 'n was, is en sal. En mag ons hier uitstap met die sekere wete dat ons binne in die hande en die raadsplan van God is, want daar binne moet ons beweeg. En as jy nie daar binne is nie, dan is dit jammer om te hoor, want dit gaan nie goed eindig nie. Ons gaan dan eers saam bid, voor ons die lewende boek van die Here saam lees. Kom ons staan, maar ons dan bid ons saam. Ons Vader wat woon in die hemele, wanneer ons uit die woord uit lees en hier in die kerk saam vergader, dan weet ons, Here, dat ons U naam heilig maak. Ons moet U naam groot maak, ons moet U loof en U prys, aan U al die eer en heerlikheid en majesteit en krag tot in alle ewigheid gee, want daar is net een soos U. Niks en niemand kan met U vergelyk word nie, van die begin tot die einde, die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, in ons midde vanoggend. En wat 'n voorreg is dit nie vir ons om in U teenwoordigheid te mag bly staan en te lewe, en U ook in U teenwoordigheid te kan aanroep en aanbid, as die God van ons lewe, die Vader van ons harte. Baie dankie vir die besondere voorreg om vanoggend hier in die tyd van kunskap te kan staan, met die wete, Here, dat U ons verlos het, U het ons gered, nie dat ons daarom gevra het, gesmeek of gepleit het nie, maar juist omdat U ons in sulke groot genade aangesien het, en ons met onvoorwaardelike liefde geseën het. U het die eie seun daar vanuit die hemel laat neerdal om te sterf, dat ons vanoggend die voorreg het van 'n lewende hoop, nie net in die tydelike lewe nie, maar regdeur deur tot in die ewige lewe. En wanneer ons rondom ons kyk en veral ook in die natuur, dan besef ons al hoe meer, U is ver bo die menslike verstand verhewe. U raadsplan is vas, onveranderlik. U is die God wat met ons besig is as die volmaakte pottebakker, en dit sien ons, en hoe U ook deur die natuur Uself in ons openbaar, kan ons nie genoeg vir U sê dankie nie. Dankie dat ons hier in Standerton die besondere voorreg het om ook die spruite vol water te sien, damme vol water, bale langs die pad, mielies en sojas op die lande, ja, toe ons op 'n tyd stilgestaan het, by daar sal geen oes wees nie, en selfs daar weer vrede gemaak het. Maar U het Uself op wonderbaarlike wyse as die getroue verbondsgod geopenbaar, uit die verlede uit, en U sal dit ook vandag doen, en baie dankie dat ons ook aan U kan vasklou. Ons is nie bekommerd of bang oor die dag van môre, of wat die week of die jaar vir ons inhou nie, of die res van ons lewe nie, want as God vir ons is, wie of wat kan teen ons wees, niks sal ons skei van die kosbare liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Baie dankie dat ons ook vanoggend met die bloed van Christus op ons lewens kan sê, ons is gered.
Ons vra dat U met ons sal wees in die erediens en dat hierdie diens sal strek tot eer en verheerliking van U naam, uitbouing van U koninkryk en tot stigting en behoud van elke sondaar. Ons dink in besonder aan diegene wat op die voorbereidingslys is, mag U hulle elkeen ook aanraak en hulle eie omstandighede, hulle laste ligter maak. U is die een wat dit vir ons gesê het, as ons moeg en oorlaai is met ons na U toe gaan, U sal vir ons rus gee en mag hierdie broeders en susters elkeen ook werklik die rus in Christus beleef en die weet en dat hy die volmaakte geneesheer is. Hy is die een wat gesond maak en hy is die een ook wat ons in genade aansien en sal herstel. Ons dink van ons bejaardes, ons dink aan diegene wat die vergandelike liggaam besig is om stukkie vir stukkie af te breek. Baie dankie dat ons ook die genade in dit kan sien. Van oud tot jonk is U besig. Van die een geslag na die ander geslag, U vingerafdrukke duidelik sigbaar. Dankie dat ons dit kan beleef en ervaar. Ons sien uit, Here, om ook U vingerafdrukke op die dag van vandag en die dag van môre in ons toekoms te hê. Ons weet, Here, dat ons is in die veiligste hande as ons in U hande is. Ons vra dat U ook so deur die Gees en deur die woord, dat elkeen vanoggend hier teenwoordig is, sal spreek, dat hulle sal luister en sal hoor wat U sê, en ook die roepstem sal antwoord as U vir ons vra, wie sal ek stuur of wie sal vir ons gaan, dat hulle elkeen persoonlik sal antwoord met groot ywer, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my, ek wil vir U lewe, en ek wil vir U werk, en as ek vir U moet sterwe, dan doen ek dit ook. In Jesus naam bid ons dit deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees dan Psalm 146, God die enigste ware helper, onder ons tema, God was, is en sal getrou bly. Ek lees vir ons vanaf die eerste vers. Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe, op daardie dag is dit net met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy, wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die honger is, brood gee, die Here maak die gevangenes los. Die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebore is op. Die Here het die regverdiges lief. Die Here behoed die vreemdelinge. Hy rig wees en weduwee weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Dit is die woord van die Here. Ek wil net daar vers 6 en vers 10 so vinnig herhaal. Daai die tweede gedeelte van vers 6 wat sê wat trou bly tot in ewigheid. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Soos ons daai vers kan saam lees, wat trou bly van geslag tot geslag. Halleluja, loof die Here en sy grote naam. Dit is die woord van die Here, mag elkeen wat die woord ook dan vanoggend gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef het en sy daaraan opsluit en daarvolgens gaan lewe. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, vandag herdenk ons 'n baie, baie belangrike dag in die geskiedenis van ons volk. 6 April 1652. Dit is die dag waarop Jan van Riebeeck en sy geselskap die Kaap bereik het, ons kan sê, voet aan wal gesit het. Dit was die begin van 'n nuwe era. Ons kan met trots sê die begin van 'n nuwe volk, die begin van 'n nuwe identiteit. Jou volk, my volk, ons identiteit. Waarby hierdie begin het, hulle nie geweet wat die toekoms vir hulle inhou nie. Hulle het niks gehad nie, hulle het geen beloftes gehad van voorspoed of sukses, of dat alles gaan goed uitwerk, of dat dit goeie resultate gaan oplewer nie. Hulle het geen sekerheid of duidelikheid gehad oor wat die pad vorentoe sal wees nie. Geen veiligheid of genoegsame beskerming nie. Dit lyk soos 'n sukkelende groep mense bymekaar wat besig is om 'n land te verken. Maar wat het hulle wel by hulle gehad? Dit is die belangrike vraag. Hulle het die Here, die Skepper, geken. Hulle het geweet dat hy getrou bly van geslag tot geslag.
Hulle het geweet dat hy hulle sal lei. Hulle het geweet dat hy getrou sal bly aan hulle en daarom het hulle op hom vertrou met alles wat hulle is en ook alles wat hulle gehad het. God se woord en God se gees sal hulle ook lei. Reg deur die eeue, ons praat van 373 jaar het God hierdie volk onderhou, beskerm, versorg en gelei. Dit was nie vanuit hulle eie krag, of hulle eie vermoëns, of hulle eie planne, of hulle eie goeie gawes, of hulle eie goeie wysheid nie, maar deur die getrouheid van die Here, wat alles vir hierdie volk van die begin af uitgewerk het, soos dit moet. Ja, selfs in die slegte tye, selfs in die minder lekker tye, selfs wanneer dit moeilik gegaan het, en selfs toe dit absoluut onmoontlik gegaan het. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat hierdie getrouheid van God nie beperk sou wees tot daardie oomblik, of tot daardie spesifieke gebeurtenis nie. Maar dat sy getrouheid, die Here se getrouheid, van geslag tot geslag, sou aanhou. Die God wat hulle gelei het, is dieselfde God, wat ons vandag lei. Die God wat hulle gedien het, is dieselfde God wat ons vandag nog dien. Die God wat by hulle betrokke was, wat hulle gedra het en geondersteun het, is dieselfde God wat ook hier vandag, in ons midde, betrokke is, met jou, by jou. Wat 'n wonderlike voorreg. Hy is getrou. Hy is nie getrou aan diegene wat hom in die verlede gesoek het nie. Hy is ook getrou aan diegene wat hom nou vandag soek, maar sal ook getrou bly aan diegene wat hom in die toekoms sal soek. Nou vandag roep Psalm 146 ons op om die getrouheid van die getroue verbondsgod te herdenk. Nie net as 'n historiese feit nie, maar as 'n aktiewe, lewende realiteit in ons eie lewens. Psalm 146 se doel is om ons te herinner aan die onwrikbare getrouheid van God, wat was, is en ook aanhou sal wees. Die psalmskrywer hier uit Psalm 146 skryf daar in die eerste vers: Halleluja, loof die Here, o my siel, loof die Here met my binneste, loof die Here met alles wat ek is, met alles wat ek het, loof die Here, o my siel. Hierdie vers is 'n oproep vir elkeen om die Here te loof en die Here te prys vir sy wonderlike getrouheid van geslag tot geslag. Die wat ons voorgegaan het, maar ook vir ons wat vanoggend hier in die kerk sit, ook 'n klomp geslagte bymekaar, waar dieselfde Here, die enigste ware lewende God, homself al keer op keer aan jou en my en hierdie gemeente bewys het. As 'n God wat betrokke is, 'n God waarop ons kan staat maak, 'n God wat nooit sy hand van genade, onvoorwaardelike liefde vir ons sal toemaak en toehou nie. Die beginsel van Psalm 146 is 'n lofprysing oor die getrouheid van die Here, wat in die verlede geopenbaar is, maar ook vanoggend beleef kan word. Ons lees nie net van dit wat in die verlede gebeur het, en voel niks nie. Ons sien die vingerafdrukke van die Here raak in die verlede, en dit maak ons dag, hierdie datum ook meer spesiaal vir ons as gelowiges. Nou wanneer ons terugkyk na die geskiedenis van die volk van God, sien ons in die Bybel hoe die Here deur die eeue heen sy getrouheid aan hierdie volk bewys het. Die hele geskiedenis van die volk Israel is 'n bewys van God se getrouheid. Deur die tye van voorspoed en waar dit met hulle goed gegaan het en waar dit dalk beter met hulle gegaan het, en die tye van verdrukking en die tye van volharde ongehoorsaamheid, was God daar. Was hy teenwoordig? Was hy besig om te werk
en te werkskaf om hierdie volk te vorm en te maak soos hy wil. Besig om die lyn van Christus in hierdie volk te trek. As ons na die geskiedenis van die volk van Israel kyk, dan sien ons baie dikwels, baie gereeld dat hulle self in omstandighede van groot duisternis en moeilikheid bevind het, in groot tye van onsekerheid beleef het. Maar wat ons ook lees, van Genesis tot Maleagi, dat God aan hierdie volk getrou gebly het, dat hy altyd teenwoordig was, dat hy altyd betrokke was, en ook altyd in beheer was. Dit sien ons raak. God het hulle altyd uit hulle probleme uit verlos. God het hulle uit die bande van die Egiptiese slawerny bevry. Hy het dit gedoen. Hy het vir hulle gesorg in die woestyn op wyses en maniere wat vandag nie kan vergelyk word nie. Hy het hulle in ballingskap geplaas en uit ballingskap uit verlos, vir hulle uitkoms gegee. Hy het hulle beskerm teen die vyande, teen die sterk nasies wat hulle wou oorwin. Die Here het vir hulle heeltyd uitkoms gegee. Sy hand van bewaring en sy hand van beskerming sien ons die heeltyd bo oor hierdie volk van God, bo oor sy kinders. Hy het vir hulle hoop gegee in hopelose tye, en ons hier in Standerton weet presies wat dit beteken om hoop te kry in 'n tyd van absolute hopeloosheid. Toe hulle honger was, het God hulle gevoed. Toe hulle dors was, het God vir hulle iets gegee om te drink. Toe hulle siek was, het God hulle genees. Toe hulle bang en benoud was, het die Here self ingetree en daardie las van vrees van hulle af weggeneem. Toe God homself aan Abraham geopenbaar het, toe sê hy vir Abraham, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n volk wees. Ek sal vir jou 'n vader wees, en julle sal vir my kinders wees. En meer die Psalm 23 beginsel, ek sal vir julle 'n herder wees, en julle sal my kudde wees, wat ek onvoorwaardelik lief het, sal beskerm en sal bewaar, en seker maak, dat hulle ook die nodige voeding en water sal kry, om te oorleef. God het, na hierdie belofte gemaak het, ook 'n verbond gesluit, en die rede vir die verbond, is om vir die volk Abraham in Christus te sê, kyk hier Abraham, ek maak 'n belofte aan jou, en ek sal getrou bly aan hierdie belofte, nie net vir jou en aan jou nie, maar ook aan die geseënde nageslag, wat ek sal seker maak, jy sal kry, en ek sal seker maak, gered sal word, en ek sal seker maak, die ewige lewe sal beerwe. Die wonder van die verbond, die Here wat ons insluit in sy liefde en in sy genade, en hy sal getrou wees aan sy volk. Elke keer wat die volk Israel hulle rug op die Here gedraai het, en ongehoorsaamheid verkeer het, agter die afgode van die wêreld aangehardloop het, lees ons nie een keer van God, wat sy rug op sy volk draai. Toe Israel gesukkel het, om net vas te klou aan die beloftes van God, om getrou te bly aan die Here, lees ons nie een keer, waar God sy beloftes van hulle al weggeneem het, of ontrou teenoor hulle opgetree het nie. Toe hulle nie eens met hulle eie mond die Here se naam kon aanroep of wou aanroep nie, was elkeen van sy kinders se naam op sy lippe gewees, onder die seën van redding, die hoop van die toekoms wat voorlê. Toe hulle elke keer die Here teleurstel, lees ons nie een keer waar die Here vir hulle gesê het, julle is nou op julle eie nie. Hy het hulle gedreig in Eksodus 33, maar hy het dit nie gedoen nie, want wat het Moses gedoen? Hy het gesmeek, Here, as ons nie saam met U is nie, laat ons nie een tree verder loop nie, sien ons tog in genade aan, en die Here het gesê, dit sal so wees. Maar wanneer 'n mens praat oor die getrouheid van God, dan moet ons die lyn trek
tot by Christus Jesus. Die seun van God, die Vader wat sy eie seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om die wat verlore is, die wat hulle rug op die Here draai, te red, om vir hulle weer 'n pad te maak en te gee, terug na hom toe. Weer getrou as die opoffering in Jesus Christus, kry jy nie. Dis 'n eed, 'n belofte, 'n verbond wat met jou gesluit is in bloed. Maar nie jou bloed nie. Jy het nog nie teen bloede toe gestryd teen die sonde, soos Hebreërs 12 sê nie. Nee, die bloed van Christus, wat oor jou lewe drup. Die bloed van Christus, deur wie se bloed jou naam in die boek van die ewige lewe geskryf is. Kyk ons dan nou na die geskiedenis van ons eie volk hier aan die suidpunt van Afrika. Sien ons die getrouheid van God veral in ons volk baie, baie duidelik raak. Ons gaan nou nie 'n geskiedkundige lesie deurgaan nie. U kan gerus gaan oplees oor hierdie dag en die uitdagings wat van hier af tot op hierdie dag gebeur het. Maar wat ons wel kan vir mekaar sê is dat daar was baie beproewinge gewees. Daar was baie uitdagings gewees. Daar was oomblikke van mismoed gewees. Daar was oomblikke meer as gereeld waar hulle die dood in die oë gekyk het. Daar was moeilike paaie gewees. Daar was konstant gevaar gewees, selfs tot vandag toe nog. Ons beleef nie net 'n onsekere toekoms hier in 2025 nie, reg deur van die bestaan en ontstaan van ons volk af. Was daar altyd 'n onsekere toekoms wat soos 'n donker wolk oor die volk se kop gehang het. En tog kyk ons na ons eie volk se geskiedenis. En maak nie saak hoe groot die storm was nie, maak nie saak hoe die branders oor die lewensbootjie gebreek het en die bestaan van die volk gebreek het nie. Elke keer wanneer die volk 'n hulpgeroep na die Here gestuur het, het hy geantwoord. En hy het vir ons uitkoms gegee, dalk nie soos ons dit wou gehad het nie, dalk nie soos wat ons gevra het nie, maar soos dit hom behaag het. Elke keer wat die volk, ek en jy 'n hand uitgesteek het na die Here toe, was hy reeds daar om te vat en te gryp en vas te klou aan jou. Nie een keer kan ons 'n lyn trek deur om te sê dat selfs in ons volk se geskiedenis die Here sy rug op ons gedraai het nie. Hy is 'n God wat in die verlede getrou bly aan sy beloftes. Selfs al bly ons as sy kinders nie getrou aan hom nie. Dit is God se getrouheid alleen, wat die rede is dat ons vandag, 6 April 2025 hier kan wees. Dis as gevolg van God se getrouheid, dis as gevolg van God se genade, dis as gevolg van God se liefde, dis as gevolg van sy hand van beskerming en sy teenwoordigheid, dat ons vandag nou hier kan staande bly, maar hy is ook die enigste rede dat ons vandag in hierdie tyd van 'n groot duisternis hoop kan hê, 'n lewende, geaktiveerde hoop, wat nie net die lig sien nie, maar die lig beleef en die lig ervaar, want God bly getrou. Ons is nie vandag hier op grond van ons eie vermoëns, of eie planne, of eie handewerk, of selfs ons eie goeie strategieë nie. Nee, ons is hier, want God wil ons hier hê. En hy sal ons hier hou. Nou God is nie net 'n God van die verlede nie, maar hy is getrou in die hede. Die psalmskrywer herinner ons nie net aan wat God in die verlede gedoen het nie, maar ook wat God nou doen. Wat hy hier vanoggend besig is om te doen. Die psalmdigter sê in vers 5 die volgende: welgeluksalig, baie bly, baie gelukkig, en die sekerheid dat jy gered is, so bly is jy, is hy wat die God van Jakob het as sy hulp. Dis die een wat by hom is, wie sy hoop op die Here sy God is. Psalm 146 maak dit duidelik dat God nie net in die verlede optree nie, hy is ook vandag hier 'n realiteit en betrokke, en ook vandag hier kan nie ek of jy sonder hom nie. So gereeld voel dit vir ons asof ons in 'n wêreld leef van wanorde en onvrede. Ons sit die nuus aan, ons lees koerante of artikels oor wat in hierdie wêreld aangaan, oor die gebeurtenisse wat in hierdie land op die oomblik aan die gaan is. En wanneer ons hierdie dinge lees en wanneer ons daarna luister en daarna kyk,
dan wonder ons by onsself, maar hoe ver het ons nie al van God se plan af weg beweeg nie. Hy kan tog nie meer sy hand oor ons hou nie. Kyk tog net, hoe gaan dit? Voel op alles van God af wegbeweeg het, maar die psalmdigter se doel in hierdie psalm is om ons te herinner, God is getrou. Nie was getrou nie, hy is getrou en hy is aktief besig. Ja, jy sien dalk nie sy handewerk raak nie. Jy's dalk in die moeilikste depressiewe staat van jou bestaan en dis moeilik om enige goed raak te sien. Maar doen jouself net 'n guns. Gaan raak stil vandag. Gaan raak stil vandag ergens. Gaan sit alleen. En gaan skryf in jou gewete, jou gedagtes, jou biografie van jou lewe. Tot vandag. En jy sal God beleef. Jy sal aan die einde van daai biografie kom en sê, dis 'n wonderwerk dat ek nog hier is. Hoekom is jy hier? Want God bly getrou aan jou, ten spyte van die feit dat jy nie getrou bly aan hom nie. Hy draai sy rug nooit op jou nie, terwyl ons dit daagliks, selfs om die minuut of uur doen in ons eie lewens. Dis die getrouheid wat die psalmdigter wil hê ons moet beleef en ons moet verstaan in hierdie gedeelte. Dis wat Psalm 146 vir ons probeer leer hierso. Die Psalm herinner ons dat God hier teenwoordig is in 'n wêreld van wanorde en onvrede wat ons omring, in 'n wêreld van onsekere toekoms. Sê die psalmdigter, daar's een ding wat nooit sal verander en nooit van jou af sal verwyder word nie. En dis God se getrouheid aan sy kinders, van geslag tot geslag. Nou, omdat die psalmdigter dit weet, hy beleef dit, hy ervaar dit, hy het ook uitdagende, moeilike omstandighede, dalk erger as wat ons nou vandag is. Maar omdat hy dit weet, plaas hierdie psalmdigter sy hoop en sy vertroue nie in mense nie, nie in die regering nie, nie in die materialistiese besittings nie, nie in homself nie, nie in sy handewerk nie. Hy plaas sy vertroue omdat hy weet, God bly getrou van geslag tot geslag in die Here, in sy God, in ons God, in sy helper, ons helper, ook hier vandag. Die Here, die skepper van die hemel en aarde, is die een wat steeds met sy volk is, wat steeds sy liefde oor ons vandag uitstort. Hy het dit nie net in die verlede gedoen nie, hy doen dit nou en dit is 'n wonderlike waarheid. Want ook vandag verdien ek en jy dit nie. Maar hy gee dit in oorvloed vir jou en vir my en vir ons hier in die gemeente van AB Kerk Standerton. Al voel dit soms op die wêreld aan die rand van ondergang is, herinner Psalm 146 ons dat God nie net in die verlede opgetree het nie, maar dat hy steeds hier en nou in die teenwoordigheid, in die Here teenwoordig is en getrou sal bly aan sy kinders. Dit is op hierdie punt waar ons juist die getrouheid van God in ons eie lewens besef. En ons moet dit nooit vergeet nie. Jy moet daagliks daaraan dink, dit is nie, jy het jouself nie hier gekry nie. God het. Ja, dit is dalk nie altyd waar jy wil wees nie, of lekker nie. Maar selfs daardeur openbaar die Here sy getrouheid aan ons, want hy gee vir ons uitkoms. En hy is vir ons uitkoms. En dit is alreeds vir ons genoeg. Of voel dit of ons, of jy in 'n rowwe see van onsekerheid vanoggend is, die Here is jou vaste rots, op wie jy kan staan en beskerming kry teen die storms in jou lewe. Hy is die een wat ons nie net in die verlede gelei het nie, maar wat ons ook nou lei, en in die toekoms sal lei. In Psalm 146 sien ons ook die belofte dat God sal getrou bly. So ons was nou by die was, en ons was nou by die is, en nou is ons by die sal. God sal getrou bly. Dit is nie net iets wat aan die geskiedenis van Israel of aan jou en my verlede behoort nie. Maar dit is ook iets wat vir die toekoms geld. En dit is, die psalmdigter dryf ons deur om te sê, gee jouself oor aan die Here. Gee jouself oor aan die Here.
Want hy is die outeur van môre. Hy het die pen in die hand oor jou lewe, hy is besig om te skryf. Jou verhaal, jou begin en jou einde, is deur die Here opgesluit in sy boek van jou lewe. Hy weet reeds waarheen hy met jou op pad is. Daarom moet dit maklik wees om jouself oor te gee in die hand van die Here. En as ons dit kan regkry, wil ek vir u sê, sal angs en vrees en benoudheid en onsekerhede nie deel wees van ons woordeskat nie. Ons sal die voorreg kan geniet om die vrugte, vreugdevolle oomblik te beleef wat hierdie psalmdigter vir ons neerpen. Loof die Here, o my siel, halleluja. Want hy is getrou van geslag tot geslag, halleluja. Ek het geen rede om te twyfel in die Here nie, geen rede om bang te wees, of die Here self daartoe in staat is om my probleme op te los ensovoorts nie. Die psalm eindig met die belofte, die Here is vir ewig koning, jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Daar is 'n blywende belofte in hierdie woorde opgeneem. God se getrouheid is nie net iets van die verlede of die hede nie, maar dit is iets wat deur die eeue sal duur vir God se kinders tot in ewigheid. Kyk na die verlede van God se volk. Kyk na die verlede van ons volk. Kyk na jou verlede. Jou bestaan in hierdie tydelike lewe en weet vandag met absolute sekerheid, die Here sal nie ophou God wees nie. Die Here sal nie ophou getrou wees aan jou en my nie. Die Here sal ons nie ophou dra nie. Die Here sal ons nie ophou in genade aansien nie. Die Here sal nie ophou om die Vader vir sy kinders te wees nie. Die Here sal nie ophou om sy beloftes aan jou waar te maak nie. Sy getrouheid is nie afhanklik van jou en my nie. Maar dit is deel van wie hy is. Dis sy karakter, dis wat hy wil doen. Hy wil getrou bly aan jou en aan my. Hy sal die toekoms lei. Wees rustig. Hoekom kan ons rustig wees? Want die Here het reeds die verlede en die hede gelei. Daarom sal hy ook die toekoms lei. Die verlede en die hede is 'n bewys daarvan. Hy is die God wat vir ewig sal wees en sy getrouheid sal nooit verander nie. Die wêreld mag verander, jou omstandighede mag verander, dit mag dalk sleg gaan met jou, dit mag dalk nog slegter met jou gaan môre of in die toekoms as wat dit nou met jou gaan, of as wat dit ooit al met jou gegaan het, en al slegter en slegter word. Daar kan vervolging wees, daar kan uitdagings wees, ons kan werklik verdruk word, uitgemoor word, ons kan aangaan met die lys is leef, die voorbeelde sal nie ophou as dit wat nog in die toekoms kan gebeur nie. Een ding wat ons dan ook weet, en moet besef, God sal altyd getrou bly aan sy kinders. Hy sal nie ophou om ons te beskerm nie, en ons beleef dit, ons het nie bestaansreg hier in die suidpunt van Afrika nie, ons het nie eens verblyfreg in die suidpunt van Afrika nie, maar hier staan ons. 6 April 2025, hier staan ons, onder die beskermende hand van die Here nog steeds. Onder die hand wat ons veilig hou nog steeds, die wêreld gons, hulle weet nie hoe ons dit reg kry nie. Dat ons weet is nie as gevolg van ons nie. Ons weet is as gevolg van die Here. En dis wat hierdie psalm digter vir ons probeer leer. As jy in die hande van die Here is die veiligste plek om te wees. Hy sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Die beloftes wat hy in Christus Jesus gemaak het, toe hy jou naam in bloed in die boek van die lewe geskryf het, sal nie verval nie. Jesus sal die koninkryk van God vestig. Nie omdat ek en jy dit verdien nie, nie omdat ons nie so mooi daarom gevra het nie, maar omdat dit in sy hand is. Hy kan dit doen, en hy sal dit doen vir jou en my. En ek wil afsluit. Vandag, wanneer ons dan nou terugkyk op die geskiedenis van ons volk, en wanneer jy terugkyk op jou geskiedenis, jou verlede, op die uitdagings wat ons al geslaag het, op die moeilike omstandighede wat oorkom is, die tye van vreugde, die bly mooi oomblikke, maar ook die tye van hartseer,
tye van verlange, die tye van seer, die tye van pyn, die tye van onredelikheid en onregverdigheid, terwyl ons al hierdie tye in oënskou neem. Kom herinner Psalm 146 ons, baie eenvoudig, en dis waarmee jy moet huis toe stap. God was getrou, God is getrou, en daarom sal hy getrou bly aan jou en my. Ons mag dalk nie alles verstaan nie, ons kan dit dalk nie nou raak sien nie, maak dalk nie vir ons nou vanoggend sin nie, maar dit maak regtig ook nie saak nie. Want die Here is en sal in beheer bly. Ons weet vanoggend, ons het 'n vaste rots op wie ons kan staan, ten spyte van die storms wat in ons lewens woed. Wanneer ons na ons toekoms kyk, mag ons weet, God is nie net 'n God van die verlede, die Here nie, maar God is ook die God van die toekoms. Hy het dit al vir 373 jaar reg gekry, om ons hier in die suidpunt van Afrika 'n volk te maak, wat hom loof en prys. Hier bewys ons dit vandag. Moenie bekommerd wees oor die volgende 3, 4, 500 jaar nie. Die Here sal die volgende geslagte ook nie in die steek laat nie, want hy het jou en my nie in die steek gelaat nie. En mag dit die dryf in ons harte wees om aan te hou sing. Solank dit ons lewe te sing oor die getrouheid van die Here. Loof die Here, o my siel, want jy weet, jy kan hom vertrou. Hy sal jou nie in die steek laat. Nie vandag nie, nie gister nie, en ook nie môre nie. Amen. Kom ons dank. Dierbare Heer en Hemelse Vader, baie dankie dat ons uit die woord uit vanoggend weer eens baie duidelik kon hoor dat U self al reeds in die verlede aan ons bewys het en geopenbaar het as die God wat getrou is. Maar ook U het self vanoggend weer eens uit die woord uit en hier in die kerk geopenbaar as die God wat getrou is. Daarom is ons opgewonde oor die dag van môre en elke dag wat vir ons voorlê, wanneer het ons ook geleer vanoggend, U sal getrou bly. En baie dankie dat ons dit kan weet en daarom kan vasklou en mag ons 'n gemeente wees, AP Kerk Standerton, wat ook U getrouheid sal antwoord, deur opregte gehoorsame dankbaarheid en getrouheid teenoor U. In Jesus naam bid ons dat deur die werking van die Gees. Amen.